Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Dit is Sondagoggend, die sonnetjie het nou net sy kop uitgesteek op die horison en hierby uit die Woord Digitaal wil ons vir jou in die besonder baie hartlik welkom sê. Wat 'n voorreg om saam as kinders van die Here na die Here se woord te luister en ook tyd rondom sy woord te spandeer. En mag die Here vanmôre vir ons almal hier ryklik seën. Ek wil jou graag uitnooi om deel te word van Uit die Woord Digitaal se YouTube kanaal. Gaan sluit gerus by ons aan. Gooi sommer vir ons 'n duimpie daar as jy van ons kanaal hou. Skryf gerus ook vir ons 'n boodskapie. Dis altyd lekker om van mense dwars oor die hele land en oor die wêreld heen te hoor. Ons wil ook vir jou uitnooi om deel te word van ons WhatsApp groepe. Hierby Uit die Woord Digitaal stuur ons elke dag 'n oggendoordenkings uit na al ons WhatsApp groepe sodat jy jou dag reg kan begin. En ons doen verskillende temas en reekse sodat jy ook kan groei in die geloof. En dit is alles gratis. Stuur vir ons net jou besonderhede na die nommer hier op die skerm of jy kan ook gaan kyk by die kommentaar gedeelte hieronder vir die skakel om aan te sluit by een van ons groepe en so kan jy deel word daarvan. Liewe vriende, dan wil ons graag vir elkeen van u uitnooi na 'n baie spesiale erediens wat in persoon aangebied word op Sondag die 6de September om 10:00. En dit vind plaas by die Safari Garden Center in Pretoria, in Linwoodweg in Pretoria, en ons nooi almal in Pretoria en nabygeleë dorpe uit om saam met ons daardie dag die Here te loof, te prys en te aanbid. Hierdie is 'n baie spesiale geleentheid want ek stel ook 'n tweede boek bekend, Jesus, die Koning en sy Koninkryk, en daardie boek gaan daardie dag ook beskikbaar wees vir jou en jou gesin. Skakel gerus daarby in deur jou plek te bespreek, deur die skakel hieronder by die kommentare te gebruik, en dan gaan ons die Here aanbid, loof en prys op daardie wonderlike dag, 6 September 2026. Nou liewe vriende, ons wil baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies wat ons kanaal ondersteun. Jy maak dit vir ons moontlik om die evangelie met almal te deel en ook diens van barmhartigheid te doen, bejaardesorg en Bybelverspreiding. Jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit. Nou so lekker vroeg in die môre is dit my voorreg om saam met jou stil te word hier in die bos op die plaas Luiperdskloof Private Game Reserve, en ek glo dat vandag se boodskap ook vir jou tot baie groot seën sal wees. Kom ons bid eers saam en dan gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg om so vroeg in die oggend voor U te kan buig. Ons God en ons Vader en ons Koning. Dankie Here dat U ons raak sien. Dat U ons by die naam ken en in ons harte werk. Dankie vir U woord. U woord is vir ons kosbaar. Ons wil ook vandag daarna luister. Maak daarom nou ons harte oop, Here, en praat met ons deur U woord en gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit die boek Jesaja. Nou, ons praat vandag oor die tema God is steeds op sy troon. En Jesaja het 'n wonderlike gesig gesien in die tyd wat hy geleef het in die regeringsjare van koning Osia. En kom ons gaan lees Jesaja 6 vers 1 tot 3. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Die eerste woorde van die teks wat ons vandag saam gelees het, is baie betekenisvol. Hierso staan, in die sterfjaar van koning Osia. Vir die volk Juda was koning Osia 'n baie geliefde koning wat suksesvol vir meer as 50 jaar geregeer het oor hulle koninkryk. In sy regeringsjare was dit tye van vrede en voorspoed en baie seën wat mense in hulle lewens ervaar het. Maar nou skielik, oornag, is hulle koning dood. En die mense van Israel voel bekommerd. Hulle is onseker oor die toekoms. Hulle weet nie wat die dag van môre gaan inhou nie, want rondom Israel was daar baie vyande en vyhandige volke wat met afskuwelike oë geloer het op Israel en sy mense. Met jaloersheid wou hulle hierdie mense oorneem. Israel was bekommerd. Die volk se vertroue was in 'n aardse koning. En dit is geskud. Hulle vertroue is in die fondamente geruk. Hulle koning is dood. Wat nou? En juis in hierdie oomblik, liewe broeder en suster, kom God deur sy profeet Jesaja en hy openbaar homself in 'n gesig wat aan die volk Israel oorgedra moes word. Jesaja sien nie 'n leë troon nie. Hy sien nie paniek in die hemel en 'n God wat rondskarrel om nou sy planne in plek te kry nie. Inteendeel, hy sien die almagtige, soewereine God, rustig, majestueus en soewerein op sy troon sit in die hemel. En dit is die boodskap wat ek en jy ook vandag nodig het, liewe vriende, in die tye waarin ons lewe. Naamlik, God is steeds op sy troon. Nou ons gaan vandag stil staan by 3 belangrike punte vanuit hierdie teks, wat ek en jy van harte moet neem, waarin ons moet glo en wat ons deel van ons lewe moet maak, sodat ons reg kan lewe voor God en toegewyd aan hom. Nou die eerste punt waarby ons vandag stil staan is die volgende. God regeer in elke omstandigheid. Die dood van koning Osia was werklik skrikwekkend vir die volk. En dit was 'n groot skok vir hulle gewees. Dit het vir hulle soos een groot krisis gevoel en het gevoel asof hulle leefwêreld uitmekaar val. Mense het waarskynlik gewonder wie die volgende koning sou wees en of hy 'n goeie koning sou wees. Alles op aarde het verander, maar niks in die hemel het verander nie. God het nie sy troon verlaat nie. God se majesteit het nie afgeneem nie. Hy het nie sy plan verloor of dit het nie ontspoor nie. Hy het steeds met absolute gesag geregeer op sy troon. En hierdie waarheid, my liewe broeder en suster, is soos 'n goue draad wat dwars deur die Bybel deurloop van die begin tot die einde. In Psalm 103 vers 19 kom die psalmskrywer en hy verklaar: Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. En dit is iets wat ek en jy nie moet miskyk nie. God is in beheer. Hy is op sy troon en hy heers oor alles, alles in hierdie wêreld. Hy regeer oor konings en hy beheer regerings. Hy regeer oor nasies en oor ekonomieë. Hy regeer oor storms en droogtes en siektes en gesondheid. Selfs wanneer mense teen hom rebelleer, bly hy die koning wat besig is om sy ewige raadsplan tot uitvoering te bring. Ons sien dit telkens in die Bybel dat hierdie waarheid beklemtoon word. Kyk byvoorbeeld na die lewe van Josef. Hy word as 'n slaaf verkoop en die mense het gedink God het van hom vergeet. Maar jare later kon Josef vir sy broer sê: Julle het kwaad teen my bedink, maar God het dit in goeie gebruik en uitgevoer.
Dink ook aan die lewe van Daniël. Hy word in die leeukuil gegooi en die mense het gedink, dit is klaar met hom. Dit het gelyk asof die bose oorwin het. Maar wat doen God? Hy sluit die bekke van die leeu's sodat hulle niks skade teen Daniël sou doen nie. Toe Paulus in die tronk beland het die mense gedink, dit is klaar, sy bediening is verby. Tog het God sy gevangenskap gebruik om die evangelie verder te versprei. En toe Jesus Christus aan die kruis vasgespijker is, het die wêreld gedink ons is ontslaaf van hierdie moeilikheidmaker en die bose het gedink hy het gewen. Maar broeder en suster, sy disippels het net die nederlaag gesien. Maar juis daar, aan die kruis, het God die grootste oorwinning oor die sonde behaal, sodat ek en jy vrygespreek kan word. Broeder en suster, ons verstaan nie altyd waarmee God besig is en hoekom hy sy planne uitvoer soos wat hy dit doen nie. Ons kyk vandag na hier rondom ons, na al die dinge naby ons, maar God sien die einde reeds van die begin af. Hy werk aan 'n plan wat volmaak is en wat goed is en wat uniek is, selfs wanneer ek en jy nie hierdie plan van hom kan begryp nie. En daarom hoef ons nie in vrees te lewe wanneer krisisse ons lewe tref nie. Ons hoef nie te dink die wêreld is besig om in duie te stort nie. Ons hoop rus nie op politici nie, nie op regerings nie, nie op mense nie, nie op ekonomiese voorspoed nie. Ons hoop rus op die Here wat op sy troon sit en vandag nog regeer. En nou is ons by die tweede punt van vandag se teks. God is heilig en waardig om vertrou en aanbid te word. Toe Jesaja na die troon kyk, het die serafs of die engele uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Dit is baie opvallend, broeder en suster, dat die engele nie God se liefde 3 keer uitgeroep het nie, of sy wysheid uitgeroep het, of sy mag besing het nie. Hulle roep uit dat hy heilig is. 3 keer doen hulle dit. Hy is volkome rein. Hy is volkome in beheer. Hy is sonder sonde. Daar is geen ongeregtigheid, geen onbetroubaarheid en geen veranderlikheid in hom nie. Wanneer Jesaja hierdie heiligheid sien, dan verander sy hele perspektief van die wêreld en ook van sy eie lewe. Hy begin nie deur die ander sondes van die mense raak te sien, of om die volk van die Here te veroordeel oor hulle sonde nie. Hy begin nie hulle probleme uitwys nie, maar hy begin by homself. Hy roep uit, wee my, ek is verlore. Hoe nader 'n mens aan God leef, hoe meer leef jy in sy lig, en hoe meer sien jy jou eie tekortkominge en jou eie sonde raak. Ons raak soms so vasgevang in ons eie probleme, broeder en suster, dat ons vergeet hoe groot God werklik is. Wanneer ons egter weer sy majesteit sien en sy almag besef, en dan besef 'n mens hoe groot hy is, en dan hoef ons eintlik oor niks te vrees in hierdie wêreld nie. Hy's groter as ons finansiële probleme. Hy's groter as ons gesondheidskrisisse. Hy's groter as die uitdagings van die kerk. Ja, hy's groter as die chaos van hierdie wêreld. Ware aanbidding begin wanneer ons oë van onsself afhaal en dit op God rig en besef wie hy is. En nou is ons by punt 3 van ons teks vandag. God het ons deur Jesus Christus skoon gewas en roep ons om hom getrou te gehoorsaam en te dien. Nadat Jesaja sy sondes voor God bely het, gebeur daar 'n merkwaardige ding as ons bietjie verder in die teks lees. Die engele was rondom God se troon en skielik kom daar een van die engele
en hy neem 'n gloeiende kool van die altaar af en hy raak Jesaja se lippe aan. En dan sê hy, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld het gewyk en jou sonde is versoen. Hier sien ons reeds die evangelie van die Ou Testament wat vooruitwys na Jesus Christus. Daardie altaar in die tempel het vooruitgewys na Christus. Die kool kon nie op sigself die sonde wegneem nie. Dit het heen gewys na die volmaakte offer van Jesus Christus aan die kruis. Aan die kruis het Christus die oordeel gedra wat ons verdien het. Ons skuld is betaal. Ons is in die regte verhouding met God gestel. Hy het die weg na God toe kom oopmaak. En daarom kan elke gelowige vandag met vrymoedigheid voor God verskyn. Nie omdat ons sondeloos is of volmaak geword het nie, maar omdat Christus ons kom reinig het deur sy kosbare bloed. En juis nadat Jesaja vergifnis ontvang het, hoor hy God vra, wie sal ek stuur met hierdie boodskap van God na die volk toe? En dadelik het Jesaja sonder huiwering geantwoord, hier is ek, stuur my. En dit is belangrik wat hier gebeur, broeder en suster. God red eers, daarna stuur hy. Ons, ek en jy, werk nie vir ons verlossing nie. Ons dien God, omdat ons deur genade alleen gered is. Wanneer ons besef dat die koning van die heelal uit genade ons gered het, kan ons nie anders as om vir hom te lewe en ons lewe aan hom toe te wy nie. Ons dien hom in ons huise, ons dien hom by die werk, ons dien hom in ons families, ons dien hom waar hy ons ook al plaas in hierdie wêreld. Broeder en suster, miskien het daar ook hierdie jaar 'n Osia gebeurtenis in jou lewe plaasgevind. Miskien het jy iemand verloor aan die dood. Jou lewe is dalk geruk deur 'n krisis. Miskien het jy jou werk verloor. Jou gesondheid gaan agteruit. Miskien voel dit vir jou asof alles rondom jou wankel en uitmekaar uitval. Onthou dan Jesaja se gesig. Toe alles hier op die aarde geskud het, was daar een ding wat onveranderd gebly het. God het steeds op sy troon gesit. En vandag, eeue later, is dit steeds waar. Die Here Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God en hy regeer oor alle dinge. En daarom kan ons met vaste geloof en met 'n diepe sekerheid elke dag lewe. Nie omdat omstandighede altyd maklik is nie, nie omdat al ons probleme verdwyn het nie, maar omdat ons weet, ons koning, Jesus Christus, regeer. Laat ons daarom elke dag met nuwe vertroue bely. God is steeds op sy troon. Aan hom behoort alle eer, heerlikheid en lof, nou tot in alle ewigheid. Mag jou lewe dit weerspieël elke dag en bely dit met jou hele hart elke dag. Lewe vir Jesus en verwag ook sy regering, nie net in jou lewe nie, maar ook in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en hemelse Vader, dat ons vanmôre so wonderlik toegerus kon word vanuit u woord. Dankie dat u ons Here is, wat steeds op die troon sit en regeer. U het die mag en die majesteit en die soewereiniteit. Ons vertrou u met ons hele wese. In 'n wêreld wat dikwels so onderste bo is en krisisse ervaar en geskit word, en soms wanneer ons so onseker voel, kom roep u ons vandag op tot volle geloofsvertroue, want u is 'n God, u is ons God, die enigste God, wat steeds op die troon sit en regeer. Ons vertrou u met ons hele wese,
Ons vertrou U besluite, ons vertrou U raadsplan, want ons weet, Here, dit is die beste vir ons lewe. Dankie vir hierdie boodskap vandag. Bekragtig dit in ons harte deur U Heilige Gees en laat ons lewens U elke dag verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie dat U vandag by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën. As die Here wil, sien ons mekaar weer 'n volgende geleentheid. En mag jy hierdie week God se liefde en vrede en heerskappy in jou lewe ervaar. Mooi bly.